gesels oor die boek Jesaja en ons trek nou al by deel 6 en vandag gaan ons na 4 hoofstukke kyk, maar ek het die hoofpunte uitgehaal uit elke hoofstuk en ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Hoofstuk 10 tot en met hoofstuk 13. Nou vir die van julle wat nou nie verlede week hier was nie, wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee. Ons trek in 'n tydperk waar hulle verdeel was. Hulle was op die punt om 'n burgeroorlog te hê. Hulle het verdeel, die volk Israel het verdeel, daar was 'n noordelike streek, 'n noordelike koninkryk en 'n suidelike koninkryk. In die noorde was daar 10 stamme gewees met die hoofstad Samaria en aan die suide het ons Juda gehad. Dit was maar 2 stamme gewees en hulle hoofstad was Jerusalem gewees. En gedurende hierdie tyd het God die profeet Jesaja gebruik as spreekbuis om met Juda te praat. Ons het nou die Heilige Gees wat in ons woon, né? Ons het nie nou meer soos in die Ou Testament hierdie profeet nodig om God se stem te hoor nie. Ons het die Bybel ontvang, God se woord, en ons het die Heilige Gees wat in ons woon. Maar in daardie tyd het God profete gebruik om met die volk te praat. Nou ouens, die volk, die mense was bang vir profete gewees, hoor. Profete was scary ouens gewees, as ek dit so kan stel. Saul moes 'n volk verwoes het en hy moes die koning doodgemaak het en toe het hy nie die koning doodgemaak nie. Toe kom Samuel daaraan. Toe sê hy, Saul, hoekom het jy nie gedoen wat die Here gesê het nie? Jy moes almal doodgemaak het. Bring die swaard, sorg dat daai koning gou uit. So die profete was wille ouens gewees en die volk was bang vir die profete. En Jesaja was die ou wat geprofeteer het gedurende daardie tyd. Die nasie Assirië was 'n bedreiging gewees vir Israel op daardie stadium. Hulle was 'n groot wêreldmag gewees, 'n heidense nasie, 'n groot wêreldmag. Hulle het verskeie nasies vernietig, wreedaardig vernietig, en hulle was ook deur God gebruik, interessant, God het daai Assiriërs ook gebruik om sy eie volk te dissiplineer en te oordeel. En hierdie Assiriese nasie was 'n groot wêreldmag gewees op daai stadium. En wanneer die Israeliete, die noordelike streek of selfs Juda ongehoorsaam was, het God Assirië gebruik om hulle te dissiplineer. God het dit verskeie kere gedoen wat hy heidense nasies gebruik het om die volk te oordeel as hulle ongehoorsaam was. Nou koning Agas van Juda, hy was die koning van Juda gewees in die suide op daai stadium. En hy het, julle sal my nie glo nie, hy het Assirië, die koning van Assirië betaal en vir hom gesê, jy moet my help. Ons sit met 'n probleem, daar is 'n dilemma, en die probleem was dat die noordelike koninkryk het saam met 'n ander nasie, Sirië, alliansie gevorm en hulle wou Juda aanval. Ontheilig moes nou vir julle gesê, hulle was op die punt van 'n burgeroorlog. So koning Agas hier in die suide sê toe vir Assirië, ek sal julle betaal. Dit was natuurlik glad nie God se plan nie. Help ons want die noordelike streek en Assirië gaan ons aanval, ek sal julle betaal, Assiriërs. Nou dit het toe tot die gevolg gehad dat hierdie Assiriese nasie vir Juda gehelp het, en omdat dit so groot en magtige nasie was, het hulle die noordelike 10 stamme van Israel, daai noordelike koninkryk, plus daai Sirië, ander nasie wat hulle gehelp het, oorweldig, en hulle het Samaria ingeneem, en hulle het die noordelike koninkryk vernietig, en hulle in ballingskap weggevoer. En van daai tyd af, het julle al gehoor van die verlore 10 stamme van Israel? Dit het van daar af gekom. Hierdie Assiriërs het gekom en hulle die noordelike stamme vernietig, oorwin en in ballingskap weggevoer. En hierdie Jode of hierdie Israeliete het versprei reg oor die hele wêreld. Maar later, ongelukkig, dit gebeur baie maal so, nê, in die lewe ook,
that what you compromise to gain, you will eventually lose. En hierdie Assiriese nasie het toe op 'n stadium ook vir Juda begin onderdruk. Eers help hulle vir Juda, maar toe sien hulle 'n geleentheid hier, wag, ons kan hierdie Juda ook inneem. En hulle het toe begin om Juda te onderdruk. Eers help hulle, toe begin hulle swaar belas met belasting en hulle plunder hulle steel hulle oeste en hulle toe van die stede in Juda begin aanval en oorneem. Maar hulle kon nie Jerusalem vat nie. God het die suidelike Israel beskerm. Juda het hy beskerm teen hierdie Assiriërs. Hulle kon hulle nie oorweldig nie. Maar hierdie Assiriese nasie het altyd 'n strategie gehad. 'n Baie magtige wêreldmag. En wanneer hulle 'n land inneem, het hulle ingekom, dan sou hulle vernietig en geplunder het met hulle sterk weermag. En dan het hulle die belangrikste mense gevat. Die leiersfigure en die belangrikste mense in die gemeenskap en hulle weggevoer in ballingskap. En hulle het 'n klein deel oorgelos van die mense. Dis wat hulle gedoen het as hulle 'n land oorgeneem het. En dis wat hulle gedoen het in die noordelike ryk. Toe die Assiriërs die noordelike koninkryk oorneem, het hulle hierdie strategie gevolg. Hulle het die belangrike mense weggeneem, 'n klein groepie mense oorgelos en hulle het mense van ander nasies wat hulle al in die verlede oorwin het, soontoe geneem en gesê, gaan woon in daai land, gaan woon in daai streek, sodat daar 'n vermenging kon plaasvind. Sodat die mense vermeng het. Nou, julle weet almal, julle ken die verhaal van die barmhartige Samaritaan, nê? Nou, die Jode het niks van die Samaritane gehou nie. En die Samaritane kom van daai streek af. So, hierdie nasies wat toe ingetrek het in die noordelike deel waar Samaria die hoofstad was, het toe vermeng met die oorblywende Israeliete wat daar was, en toe het daar 'n bastervolk ontstaan met die naam Samaritane. Kyk, tot vandag toe hou die Jode niks van hierdie Samaritane nie, want hulle het vermeng met hierdie heidense nasies. Dis waar hulle vandaan kom. Maar God het Juda op daai stadium nog beskerm. Hy het hulle beskerm teen hierdie Assiriërs. Nou vandag staan Assirië ook bekend as Irak, in die noordelike dele van Irak. 50 jaar voor Assirië die noordelike ryk oorgeneem het, het God vir Jona na Ninive toe gestuur. Want Ninive was 'n goddelose stad, hulle het verval in boosheid. En God het gesê, gaan sê vir hulle moet hulle bekeer, anders gaan ek hulle vernietig, en ons ken die verhaal so goed. Hy wou eers nie gaan nie, maar 'n vis het hom ingesluk en hy het toe gegaan, en hierdie stad het hulle bekeer, en God het hulle nie geoordeel nie, maar dit het nie lank gehou nie. En God het hulle toe later geoordeel. Maar kom ons lees daar in hoofstuk 10. 'n Lang inleiding, en nou begin ons. Hoofstuk 10. God het Assirië gebruik om Israel en Juda te oordeel, soos ek vir julle genoem het. Jesaja 10 vers 5. Wee Assur, die roede van my toren en 'n stok is hy. In hulle hand is my grimmigheid. God sê, ek gebruik hulle as 'n instrument om te oordeel. Ek sal hom stuur teen 'n roekelose nasie. Hier praat hy van die noordelike streek, die noordelike koninkryk van Israel. Onthou, op daai stadium het Israel, veral die noordelike stamme, Juda was nog oukei, maar die noordelike stamme het verval in boosheid en afgoderry. Hulle was roekeloos gewees. En God sê, ek stuur jou teen 'n roekelose nasie en ek sal hom bevel gee teen die volk van my grimmigheid om byt te maak en roof in te samel en om hulle tot 'n vertrapping te maak soos modder van die strate. So God het beveel en opdrag gegee of uit hulle gebruik as 'n instrument, hy het toegelaat in sy soewereiniteit dat hierdie Assiriërs kom en Israel totaal vernietig en in ballingskap wegvoer, die noordelike streek of die noordelike koninkryk. En hy het hulle ook gebruik om Juda, wat ook begin afvallig word, om hulle ook te onderdruk, maar nie te vernietig nie. God het hulle gebruik. Jy sien, maar hierdie Assiriese nasie was God se instrument, maar hulle was nie God se bondgenoot nie. Hulle optrede was goddeloos,
Maar tog het God toegelaat dat hulle vir Israel oordeel. Hierdie nasie was baie hoogmoedig gewees. Hulle het gedink dat hulle oorwinnings wat hulle behaal het, het hulle gedoen in hulle eie krag. Hulle was so wonderlik en omdat ons so goed is, kan ons die noordelike ryk van Israel vernietig en kan ons ander nasies vernietig en gaan ons nou begin om Juda ook aan te val. Hulle het gedink, hulle is so wonderlik, hulle het nie besef dat dit eintlik God was wat hulle as instrument gebruik het nie. Hulle het nie God se soewereiniteit erken nie. En God het ook toe besluit dat hy gaan Assirië oordeel. Nou, mens mag dalk die vraag vra, hoekom God gebruik hulle dan om sy volk te oordeel en dan straf hy hulle omdat hy hulle oordeel. Maar daar was 'n rede voor. Jesaja 10 vers 12, maar as die Here al sy werk voltooi het op die berg Sion en in Jerusalem, dan sal ek besoeking doen oor die vrug van die grootsheid van die hart van Assirië se koning en oor die gepraal van sy hoë oë. Hierdie koning en Assirië het hoogmoedig geword. En God het hulle tydelik gebruik. Maar hierdie ouens het nie hulle, kom ek noem dit nou maar so, hulle morele verantwoordelikheid nagekom nie. Hulle het hulle mag misbruik. En Israel en Juda baie erger behandel as wat God se grense van oordeel toegelaat het. Hulle het oorboord gegaan. Dis nie wat God wou gehad het nie. En God het toe besluit, maar ek gaan hierdie ouens ook uitsorteer. Ek gaan hulle ook vasvat daaroor. En ons sien 'n belangrike beeld daar in Jesaja 10 vers 15, hoe God hierdie ouens beskryf. Hy sê, kan die byl hom beroem teen die wat daarmee kap? Of die saag spog teen hom wat dit trek, asof 'n staf hulle swaai wat hom ophef, asof 'n stok hom ophef wat nie hout is nie. Sien, 'n byl kan nie groter wees as die een wat dit gebruik nie. 'n Byl sonder 'n houtkapper beteken niks nie, nê. Die byl is die instrument, maar daar moet iemand wees wat hierdie instrument gebruik. En 'n stok kan nie sy meester beheer nie, en dis hoe die Assiriërs was. Hulle het gedink hulle is in beheer. Hulle het gedink hulle is so goed. Maar God wou vir hulle sê, en hy het dit gesê in hierdie profesie, julle is maar net die instrument. Dis eintlik ek wat agter dit sit. Ek is in beheer. Julle is nie die meester nie. En julle het julle rol oorskry. En julle het julle self verhef. Toe ek 'n bietjie daaroor dink, toe besef ek dis nogal van toepassing op ons ook vandag in die samelewing waarin ons onsself bevind in hierdie wêreld, nê. Mense dink baie keer hulle is so wonderlik, kyk hoeveel het ek vermag. Ons het nie God nodig nie. Die mega kerkleier is net 'n instrument in God se hand. Hy is nie die koning nie. Hy moet nooit dink omdat hy so goed is, het hy hierdie wonderlike groot kerk nie. Hy is net 'n instrument in God se hand. Die suksesvolle sportman moet besef ook dat die talente en vermoëns wat hy ontvang het van God afkom. Dit kom alleen van God af en God gebruik hom as 'n instrument en deur sy talente en vermoëns skep God 'n platform ter wille van die evangelie. Die suksesvolle sakeman moet besef dat die vermoë wat hy het om geld te maak, om besigheid te doen, kom van God af. Hy's net 'n instrument in God se hand en God wil hom gebruik in die koninkryk. Ons moet nooit dink dat omdat ons so goed is ons suksesvol nie. Ons is suksesvol omdat God soewerein agter dit sit en beheer is en ons as 'n instrument gebruik in hierdie wêreld tot sy eer, om sy naam groot te maak. Nou kom ons gaan verder. So Jesaja het die oorblywendes in Juda bemoedig deur die oorwinning van God oor Assirië aan te kondig. So het Assirië nou gekom en hulle het begin om Juda ook aan te val en dit vir hulle moeilik te maak. Soveel so dat daar 'n kleinerige groep maar net oorgebly het in Juda, in Jerusalem en die omliggende streke. Maar God kom toe en hy gee hulle profesie deur die profeet. Hy sê, moenie bekommerd wees nie. Ek het julle nie vergeet nie.
ek gaan afreken met Assirië. Vers 24, daarom so sê die Here van die leerskare, o my volk wat in Sion woon, wees nie bevrees vir Assur, wat jou met die staf slaan en sy stok teen jou ophef op die manier van Egipte nie. Moenie bang wees vir hulle nie, want nog 'n baie kort rukkie, dan is die grimmigheid ten einde, en my toorn gaan uit om hulle te vernietig. Ek gaan hulle vernietig. God gaan die Assiriese juk breek, en hy gaan hulle verlos van hierdie Assiriërs. En dit was vervul toe, later, ons sal meer daaroor praat, Assirië wou toe Jerusalem, die hoofstad van Juda in die suide, hulle wou Jerusalem inneem. En onder leiding van koning Hizkia het God die volk verlos, en hierdie magtige groot weermag van Assirië kon nie Jerusalem oorwin nie. Ons sal later daaroor praat. Maar hier is 'n profesie wat Jesaja toe gegee het vir hulle, sê, moenie bekommerd wees nie, God gaan julle beskerm. Nou ouens, ek wil dit ook net weer noem, onthou Jesaja, die boek Jesaja, is nie kronologies geskryf nie. Die gebeure gebeur nie kronologies agter mekaar nie. Dis wat dit baie keer so moeilik maak. Die hoofstukke spring rond en profeteer, Jesaja profeteer oor verskillende goed, verskillende tye. So partykeer is dit bietjie moeilik om te volg, maar ek hoop julle kry dit reg om my te volg. So in hoofstuk 10 het ons nou gesien wat God se plan was met die Assirië. God het Assirië gebruik om sy volk te oordeel, maar hulle het oorboord gegaan. Hulle het hulle grense oorskry en God het gesê, ek gaan daai Assiriese nasie ook vernietig. Dan gaan ons verder in hoofstuk 11. Die hooftema van hoofstuk 11 is 'n profetiese visie van die toekomstige messiaanse koninkryk, die 1000 jaar van vrederyk wat God vir die profeet Jesaja gewys het. 'n Tyd wanneer God self gaan kom deur die Messias en Jesus gaan aarde toe kom en hy gaan regeer vanuit Jerusalem in geregtigheid en hy gaan die aarde kom herstel. Vanuit Jerusalem gaan ons ook as gelowiges saam met Jesus regeer op hierdie aarde. En in hoofstuk 11 profeteer Jesaja van hierdie wonderlike tydperk wat gaan kom. Maar daar sal 'n takkie uitspruit, vers 1. 'n Takkie uitspruit uit die stomp van Isaïe en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Hier profeteer hy van Jesus wat gaan kom uit die nageslag van Dawid. Isaïe was mos Dawid se pa, né? En uit Isaïe het Dawid gekom, uit Dawid later het Jesus gekom. Uit die Dawitiese koninkryk het die Messias later gekom, en dis wat hierdie vers profeteer. Op daai stadium het dit gelyk of daar niks oor was van Dawid se koninkryk nie. God het hulle afgesny en dis verby, maar God sê, dis nog nie verby nie. Daar gaan wel 'n tak uitgroei, 'n loot, 'n takkie uitgroei uit hierdie stam uit. Ek het julle nie vergeet nie. Uit die klein groep wat oorbly, gaan die Messias kom. En op hierdie persoon, hy praat nou van die Messias, né? En op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. Hierdie is 'n baie treffende vers wat van julle seker al gelees het. Dis nie 7 verskillende geeste wat hiervan gepraat word nie. Hier profeteer Jesaja en hy sê dat die Heilige Gees gaan op die Messias rus en dit is wat sy eienskappe gaan wees. Hierdie verse beskryf die eienskappe van God se Gees waarmee die Messias toegerus gaan word vir sy toekomstige koninklike regering. Ons gaan nou 'n bietjie net sien hoe intentioneel was hierdie profesie gewees om hierdie 7 verskillende eienskappe te noem van die Heilige Gees. Die Gees van die Here, die Gees van wysheid, van verstand, van raad, van sterkte, van kennis en vrees van die Here. So die Messias is volkome deur die Heilige Gees toegerus. Hy beskik oor volmaakte wysheid en insig. Sy oordeel is altyd regverdig en onpartydig en sy hele regering is in volkome harmonie met God.
Dit is hoe die Messias fisies gaan regeer in die 1000 jaar van vrederyk. In vrede, hy gaan die vredevors wees, in wysheid en insig, volkome harmonie met God. En in vers 6, vanaf vers 6 tot vers 8, kry ons 'n bietjie 'n beeld van hoe dit gaan lyk in die vrederyk. Dan wy die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Die koei en die berin wy, en hulle kleintjies lê bymekaar, en die leeu eet strooi soos die os. En die suigeling speel by die gat van 'n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van die basilisk. Gevaarlike dier, baie gevaarlike dier, een of ander beeldspraak van dit. In die 1000 jaar van vrede gaan daar nie net vrede onder die nasies wees nie, maar die natuur gaan herstel word, soos wat dit was voor die sondeval. Onthou, met die sondeval het God 'n vloek uitgespreek oor die mens en oor die skepping in Genesis 3. Daar gaan skeiding wees tussen God en die mens, sonde gaan heers in hierdie wêreld, ons gaan swaar kry. Die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien, daar gaan gebrokenheid wees in verhoudings, en die skepping was ook vervloek. Daar staan van dorings en distels, as gevolg van die sondeval, sonde wat in die wêreld gekom het. Maar God gaan kom en dit herstel, gedeeltelik herstel in die 1000 jaar van vrederyk. En die skepping en die menslike lewe gaan vrede en harmonie beleef en ervaar. Hy profeteer hier van 'n toekomstige volmaakte herstel hier in die boek Jesaja. En dan gaan die volk Israel ook weer versamel word, teruggebring word. Op daai stadium gaan hulle besef, maar kyk, hierdie Messias wat ons gekruisig het, hy is werklik die seun van God, ons Messias, vir wie ons gewag het. En hulle gaan terugkom in die 1000 jaar van vrederyk na Jerusalem, want hulle gaan verspreid wees oor die hele wêreld. Jesaja 11 vers 12, en hy sal 'n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is uit die 4 hoeke van die aarde. 'n nasionale herstel. En dit is alles in hoofstuk 11. En dan is daar hoofstuk 12, 'n kort hoofstuk in Jesaja. En hierdie is 'n loflied. Dis nie 'n losstaande lofpsalm nie. Hierdie is 'n reaksie van Israel. 'n Reaksie wat hulle sal hê oor hulle toekomstige verlossing en herstel onder die Messias. Kom ek lees dit gou vir julle. Julle het al van hierdie verse al gelees. En in die dag sal jy sê, ek dank U Here, dat U toornig op my gewees het, U toorn is afgewend en U het my vertroos. Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil. En julle sal in die dag sê, dank die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is. Psalm sing tot eer van die Here, want hy het heerlike dinge gedoen, laat dit bekend wees op die hele aarde. Juig en jubel, o inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. So dit is 'n loflied van herstelde Israel, na die oordeel en verstrooiing in die toekomstige messiaanse vrederyk, onder die regering van Christus. En dan hoofstuk 13, ons laaste hoofstuk vandag. In hoofstuk 13 begin dit met 'n reeks profetiese uitsprake. Profetiese uitsprake van oordeel oor verskillende nasies. Onder andere oor die antieke Babylon. Maar ook profeties wys dit vooruit na die toekomstige oordeel oor wêreldstelsels. Nou goed, kom ek gee gou agtergrond. Assirië was 'n baie sterk nasie gewees, wat God gebruik het om sy volk te oordeel. Hulle het toe gegaan en hulle het Israel vernietig, hulle het Juda onderdruk, maar God het hulle uitsorteer en hulle geoordeel. By Jerusalem het dit gebeur, het God hulle vernietig.
Maar daar was 'n ander nasie wat besig was om al hoe sterker te word en groter te word, en dit was Babylon. Die Babiloniërs het ook 'n wêreldmag geword. En God het op die ou einde Babylon gebruik onder die heerskappy van koning Nebukadneser om Juda in die suide in ballingskap weg te voer. Onthou julle vir Daniël, sy vriende? Nou goed, toe koning Nebukadneser en Babylon kom en die Babiloniërs kom, het hy toe vir Daniël en sy vriende geneem en hulle was diensknegte in die paleis gewees. Maar toe was dit daai groot ballingskap gewees. Maar hier in hoofstuk 13 word daar profetiese uitsprake gemaak oor die oordeel van hierdie Babiloniërs, hierdie wêreldmag. Maar Babylon was nie ook net geskiedkundig 'n nasie gewees nie. Die Babiloniese wêreldstelsel sien ons ook huidiglik in die wêreld waarin ons leef, 'n goddelose stelsel. 'n Babiloniese wêreldstelsel wat God ook later gaan oordeel, waar die mens vereer word. Humanisme word uitgebeeld en dit gaan oor die mens wat ons graag wil hê. Die mens is hoogmoedig, hy is selfverheffend. Ons dink dat ons nie 'n God nodig het nie. Jy sien politieke leiers wat baie mag het, wat droog maak en met verskuilde agendas, bose agendas. Ekonomies word mense baie sterk, lande word sterk en dit alles doen hulle sonder om God daaroor te raadpleeg of in ag te neem. Ons sien hierdie Babiloniese wêreldstelsel waar daar afgode verheerlik word. Afgode het verander. Dis nie dieselfde as wat in die antieke tyd was nie, maar as afgode soos geld en mag en die mens self wat vereer word. Die mens is eintlik geestelik in rebellie teen God. Dit is hierdie Babiloniese wêreldstelsel. En ook God se volk wat onderdruk word, is deel van hierdie stelsel. So Babylon is beide 'n historiese stad wat bestaan het in daai tyd en 'n simboliese wêreldmag wat God uiteindelik sal oordeel. So ons sien in hoofstuk 13 dat daar 2 vlakke is van vervulling op hierdie profesie. Nie net gaan Babylon as 'n nasie vernietig word nie, maar ook in die toekoms gaan die wêreldstelsel, die Babiloniese wêreldstelsel ook vernietig word. Is 'n profesie wat uitgespreek word. Nou ons weet natuurlik histories het die Mede en die Perse gekom en Babylon verower, die Medo-Persiese ryk. Maar hier's 'n Babiloniese wêreldstelsel huidiglik en God sê dit gaan ook geoordeel word. Verder daarin hoofstuk 13 van vers 2 tot 5 sien ons hoe God volke en koninkryke nader trek as instrumente wat hy gaan gebruik om sy oordeel uit te voer. So, histories het God die land Babylon vernietig, die nasie, maar hierdie wêreldstelsel, interessant, God spreek 'n oordeel uit en hy gaan hierdie stelsel ook vernietig. Hoe gaan dit gebeur? God gaan nasies nader trek. 10 stamme met 10 konings gaan nader getrek word en hulle gaan saam met die anti-kris 'n alliansie vorm en dan gaan daar 'n nuwe stelsel. Dis nie 'n goeie stelsel nie, maar 'n nuwe stelsel kom en dan gaan die Babiloniese stelsel vernietig word. En dit gaan gebeur tydens die 7 jaar van verdrukking. Jesaja 13 vers 6, huil julle want die dag van die Here is naby. Hy kom as 'n verwoesting van die Almagtige. Vers 9, kyk die dag van die Here kom, verskriklik met grimmigheid en toorngloed, om die aarde en woesteny te maak en sy sondaars, 'n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Want die sterre van die hemel en sy orions sal hulle lig nie laat skyn nie. Die son is duister by sy opgang en die maan laat sy lig nie skyn nie. So Babylon gaan val. Maar daar in vers 10, interessant, gebruik die profeet kosmiese taal. Hy praat van die son, die maan en die sterre wat gaan verduister en dit dui op die eindtydse wêreldoordeel. Dit dui op die groot verdrukking ook. God gaan kom en hy gaan daar 'n groot oordeel oor hierdie wêreld kom. Ouens,
Ek weet nie van julle nie, ek sal nie graag hier wil wees tydens die groot verdrukking nie. Gaan lees bietjie die dinge wat daar gaan gebeur. Dis waar God se toorn gaan ontvlam en die oordeel, God gaan sy oordeel uitspreek oor hierdie wêreld en die verskriklikste goed gaan gebeur. As jy jouself op hierdie aarde gaan bevind in daai tyd, voel ek jammer vir jou, dit gaan nie 'n goeie tyd wees vir die aarde nie. En dit is wanneer God gaan inkom en finaal sy oordeel uitspreek oor hierdie wêreld. En dit word alles geprofeteer hier in Jesaja 13. En dan van vers 10 tot 19 sien ons weer 'n tweeledige profesie, 'n tweeledige vervulling van 'n profesie. Weereens die vervulling van 'n historiese Babylon wat val, en dan ook 'n toekomstige vervulling van die Babiloniese wêreldstelsel wat gaan val, finaal val onder die groot verdrukking. Wanneer die Antichrist kom met sy 10 konings of 10 nasies, 10 streke, wat dan die wêreld gaan regeer. Hy gaan regeer in hierdie wêreld en hy gaan veral in daai tyd alle Christene, mense wat hulle lewe vir die Here gegee het en veral die Jode geweldig vervolg. Vers 20, ek's amper klaar, mense sal daar in ewigheid nie woon nie en dit sal van geslag tot geslag nie bewoon word nie. Dis nou antieke Babylon en die Arabier sal daar geen tent opslaan nie en geen herders sal hulle vee daar laat lê en rus nie. So, Babylon word onbewoonbaar en permanent verlate. Die Medo-Persiese ryk vernietig hulle. Maar dit wys vooruit ook na die finale oordeel oor goddelose wêreldmagte. Dit sluit aan dan by die groot verdrukking wat gaan kom en dan aan die einde van die groot verdrukking begin God se vrederyk. Jesus kom aarde toe, die Messias kom en hy regeer vanuit Jerusalem. So as ons vinnig kyk wat hierdie kronologiese orde is, die Babiloniërs val histories, Medo-Persiese ryk neem hulle oor. Dan breek die dag van die Here aan, dis wanneer die eindtye begin. Dan sien ons later kom die groot verdrukking in onder leiding van die Antichrist. Die Babiloniese wêreldstelsel word vernietig, dan kom Christus terug, sy wederkoms, na die groot verdrukking. Hy kom fisies en hy plaas sy voete op die Olyfberg gaan skeer. En dan gaan daar oorlog wees teen die Antichrist en sy demoniese magte en wêreldmagte wat onder sy heerskappy is. En Jesus gaan kom en hy gaan hulle vernietig by die slag van Armageddon en dan begin die millennium, die 1000 jaar van vrederyk. Dit word alles geprofeteer hier in Jesaja. Maar ek weet nie van julle nie, ek dank die Here dat ek deel is van God se wenspan. Dat ek op die ou einde deel is van God se familie, deel is van God se weermag en sy koninkryk. En wat wonderlik is dat Christus het dit so bewerk. Hy het 'n prys betaal vir my en jou, aan die kruis gesterf, opgestaan. En as gevolg van dit is daar redding en verlossing vir my en jou. Daarom kan ons deel wees van God se weermag en God se familie. In die oomblik toe jy jou lewe vir Jesus gegee het, wat het gebeur? Jy het die Heilige Gees ontvang. God se Gees het in jou kom woon. En dieselfde Gees wat werksaam was in Christus met sy aardse bediening, onthou julle, met toe hy gedoop was, het die Gees van God soos 'n duif op hom neergedaal. En van daar af het sy bediening begin. Dieselfde Gees wat in Jesus werksaam was, die Heilige Gees, is werksaam in jou lewe ook vandag. Dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, woon in ons. Dis dieselfde Heilige Gees wat jou opgewek het toe jy geestelik dood was. Deur wedergeboorte het die Heilige Gees gekom en jou opgewek en jou 'n nuwe mens gemaak. Daai Gees woon in jou. En dis dieselfde Gees wat werksaam gaan wees in Jesus gedurende sy messiaanse regering. Daai Gees, ouens, die Heilige Gees, die volheid van die Gees, woon nou in ons ook. Is dit nie wonderlik nie? Hy woon nou in ons ook. En dis net vir my so great, is eintlik amazing. Daai profesie in Jesaja, die takkie wat sal groei weer uit die stomp uit, en die Messias wat praat van die Messias, en dan die volgende vers sê, die Gees van God, die Gees van die Here sal op hom wees. Die Gees van wysheid, Gees van verstand.
Daai was so intentioneel gewees om daai vers daar te plaas. Want dit is toe die volk bedreig was deur Assirië. En onthou, hierdie klomp Assiriërs was totaal en al verval in afgoderry, okkultiese werking, towery en waarsêery en astrologie, noem dit. Hulle het allerhande afgode aanbid. En God wat die volk laat verstaan, luister die ouens. Die gees van God, ek is God, die Almagtige, en daai gees, my Heilige Gees, is baie sterker as enige van hierdie gode. Ek meen, die Assiriërs het gesoek na kennis en hulle het waarsêery toegepas. Hulle profete was as mediums gebruik. En wat sê God? Moet nie die dooies raadpleeg nie. Die enigste weg na die Vader is deur Jesus Christus, nie 'n mens of allerhande mediums nie. Hierdie ouens was vasgevang in astrologie. Hulle het gevoel die sterre kan vir hulle leiding gee. Sop vir die sterretekens in die huisgenoot, hoor, van die koerant. Dit gee nie vir jou rigting in jou lewe nie. Die Heilige Gees gee vir jou rigting. Maar hierdie ouens het daai tyd dit al beoefen. Hulle het na die sterre gekyk en gedink, dit gaan vir ons rigting gee, plaas dat hulle na die skepper van die sterre gekyk het. Hulle het ook allerhande gelukbringertjies gedra of talismanne. En hulle het geglo dit bring vir hulle beskerming, kristalle. Mense doen dit vandag nog. Mense dink as ek hierdie kristal dra of hierdie dreamcatcher, dan gaan ek beskerm wees. Ons het nie dit nodig nie. Die gees van God. Hulle het towery beoefen om kragte te ontvang. Ons het die krag van die Heilige Gees, ouens. Hulle het hulp gevra van hulle gode, plaas daarvan dat hulle God geraadpleeg het. Nou, ons aanbid nie meer beeldjies en buig nie meer voor beeldjies nie. Maar daar's ander afgode in ons lewens. Enigiets wat belangriker word as God in jou lewe is soos 'n afgod. Wees versigtig, ouens. Plaas God op die troon van jou lewe. Maak hom prioriteit. Hy moet eerste wees. Want ons het die gees van die Here ontvang. En in daai vers lees ons, die gees van die Here woon in ons. En die gees gee vir ons wysheid. Hy gee vir ons insig om die regte besluite te maak. Hy gee vir ons bonatuurlike wysheid. Dis die gees van verstand. Hy beskerm ons teen misleiding. Die gees van raad, met ander woorde, die gees van God werk in ons, sodat ons doelgerig kan leef, en sodat ons strategies kan leef tot eer van sy naam. Hy gee vir ons sterkte, hy gee vir ons die krag, elke dag, om op te staan, en suksesvol te wees. Hy gee vir ons morele krag ook. Hy is die gees van kennis, die gees van kennis, wat werksaam is in ons, sodat ons 'n verhouding met God kan hê, en dat ons God se wil kan doen in ons lewens. En dan ook die gees van die vrees van die Here, om God se wil te doen. Ons het 'n respek en 'n heilige ontzag vir God. Daarom is ons gehoorsaam aan hom, nê? Omdat ons God vrees en ons 'n respek vir hom het. So, wat die wêreld deur okkultiese praktyke probeer verkry, voorsien God volkome deur die Heilige Gees vir my en jou. En daarvoor kan ons baie dankbaar wees. So daardie profesie oor die Gees van God, wat op Jesus gaan rus, in Jesaja 11, ouens, is so treffend. Is 'n verklaring wat God maak, dat hy alleen almagtig is, en dat hy die God is van alle gode. Hy is die God, hoofletter, van alle gode, in klein lettertjie. Geen Assiriese God hou vir God enige bedreiging in nie. Geen demoniese mag, helse mag, hou vir God enige bedreiging in nie. God is almagtig, en hy is heilig, en God is aan jou kant. Deur sy gees woon hy in jou, en ons moet dit besef vandag. God is met jou, hy is jou krag en jou sterkte, hy is jou leidsman. Het maak nie saak hoe groot en hoe populêr enige wêreldleier word nie. Weet dit, God is totaal almagtig, alleen heilig. En hy is die een wat soewerein in beheer is van ons lewens en algeheel van hierdie wêreld ook. Amen. Glo julle dit vandag? So maak God die Here en Meester van jou lewe ook.
Plaas God weer op die troon van jou lewe, dat hy in beheer is van jou lewe. Prys die Here, kom ons bid saam. Vader, ons dank U, Here, dat U woord ons vrymaak en dat U woord vir ons rigting gee. En ek dank U, Here, dat U wonderlike Heilige Gees in ons woon. Here, U sê in die woord, ons is 'n tempel van die Heilige Gees. En dat U Gees werksaam is in ons lewens. Dat U Gees, deur die Gees, Here, U ons lei, versterk, bemoedig en krag gee en wysheid gee en insig gee. Dankie daarvoor, Here. Dankie daarvoor. Maak ons lief vir die Gees, Here. Help ons, Here, om U eerste te plaas in ons lewens, dat U op die troon bly van ons lewens, Here. Ek dank U daarvoor, Here. Ons loof U en ons prys U, Vader. In Jesus naam. Amen. Amen. Hey, bring my